Die boodskap, Eksodus hoofstuk 39, die klere van die priesters. Hulle het die klere wat Aaron en sy seuns moes dra wanneer hulle by die tent gaan werk het van blou pers en bloedrooi materiaal gemaak. Hulle het Aaron se klere presies net so gemaak soos die Here gesê dit gemaak moes word. Die deel wat oor Aaron se skouers kom. Die deel wat oor Aaron se skouers moes kom is van geweefde linne gemaak, waarin gouddraad en blou pers en bloedrooi wol geborduur is. Hulle het goud in dun velle uitgerol en dun reepies daaruit gesny. Die goue drade is dan op die kunstige manier saam met die blou pers en bloedrooi wol in die materiaal ingeweef. Hulle het 2 bande gemaak om dit oor die skouers vas te knoop. Hulle het die gordel waarmee die skouerkleed om die heupe vasgemaak word op dieselfde manier borduur met gouddraad en blou pers en bloedrooi wol, net soos die Here vir Moses gesê het. Nadat hulle onyxsteen poleer het hulle dit in goud vasgesit en die name van die families van die Israeliete kunstig daarop gegraveer. Dit is op die skouerbande van die kledingstuk vasgesit sodat die name op die stene Israel kon verteenwoordig. Dit is alles gedoen presies net soos die Here vir Moses gesê het. Die sak wat voor die bors kom. Die sak wat voor die bors kom was 'n kunswerk. Hulle het dit net soos die deel wat oor die skouers kom van geweefde linne gemaak wat met gouddraad en blou en pers en bloedrooi wol geborduur is. Die materiaal is dubbel gevou om 'n sak te vorm. Dit was vierkantig en 25 cm lank en breed. Hulle het 12 soorte halfedelstene daarop vasgesit, gerangskik in 4 rye van 3 elk. In die eerste ry was daar karneool, topaas en smarag. In die tweede ry turkoois, safier en jaspis. In die derde hyasint, agaat en ametis. En in die vierde ry krisoliet, onyx en opaal. Dit is in 'n montering van goud vasgesit. Die 12 name van die families van Israel is elkeen op een van die 12 stene gegraveer soos op 'n seelring. Hulle het vir die sak goue kettingkies uit suiwer goud gemaak wat soos tou gevleg is. Hulle het ook 2 goue ringe gemaak en dit aan die 2 boonste hoeke van die sak vasgesit. Die kettingkies is toe aan die ringe vasgesit. Die ander punte van die kettingkies is vasgesit aan die monterings op die bande van die deel wat oor die skouers kom. Hulle het nog 2 ander goue ringe gemaak en hulle vasgewerk aan die onderste 2 hoeke van die sak wat voor die bors kom. Dit is vasgewerk aan die binnekant waar dit teen die skouerkleed kom. 2 verdere ringe is laag af vasgewerk waar die gordel kom aan die bande van die skouerkleed. Hulle het toe die onderste 2 ringe van die borssak met 'n blou toutjie aan die ringe van die skouerkleed vasgesit, sodat dit nie laer as die gordel kon afsak nie. Dit was presies soos die Here vir Moses gesê het hulle dit moet maak. Die deel wat bo-oor kom. Hulle het die deel wat bo-oor die deel gaan wat oor die skouers is uit 1 stuk blou materiaal gemaak. Dit het in die middel 'n gat gehad waar die kop gesteek kon word. Die opening is omgeboor en versterk sodat dit nie kon skeur nie. Reg rondom die kleed, al op die soem van die kleed, het hulle blou pers en bloedrooi tosseltjies vasgewerk, wat met goue klokkies afgewissel is. Dit was soos die Here gesê het dit moet wees. Die klere vir die ander werkers. Hulle het ook vir Aaron en sy seuns stelle klere van fyn linne gemaak vir hulle werk by die tent. Daar was gordels en mooi hoede en linnebroeke en serpe van goed geweefde linne, gestik met blou pers en bloedrooi wol. Dit was soos die Here gesê dit moet wees. Hulle het ook vir Aaron se hoed 'n blom van suiwer goud gemaak. Hulle het met kunstige letters daarop gegraveer, vir die Here alleen. Dit is aan die voorkant van die hoed vasgeknoop met 'n blou toutjie. Dit was alles presies soos die Here vir Moses gesê het dit gemaak moet word. Die werk word voltooi en goedgekeur. Uiteindelik was alles klaar vir die tent waar God sy volk sou ontmoet. Die Israeliete het elke ding net so gemaak soos die Here dit vir Moses gesê het. Hulle het alles van die tent gebring sodat Moses daarna kon kyk. Daar was die tent met alles wat daarbey hoort, sy hakkies en sy panele en dwarslatte, die pale met hulle voetstukke, die boonste laag vir die dak van gelooide ramsvel en van gebreide vel, die gordyn om die tent in 2 te deel, die ark vir die bewys van die ooreenkoms met die drahoute waarin dit gedra moes word, en die deksel wat boop kom, die tafel met alles wat daarbey hoort en die brood wat daarop kom, die ligstaaner van soliede goud met sy lampies en alles wat daarbey gaan en die olie wat daarin gebruik moes word, die goue altaartjie, die salfolie om die priesters te bevestig,
die spesiaal vervaardigde wierook vir die altaar, die gordyn wat voor die ingang na die tent moes hang, die koper beslaande altaar vir die brandoffers met sy koperrooster en draadhoute en bybehore, die waskom waar die priesters hulle self moes was en sy voetstuk, die materiaal om rondop die binnehof te hang met sy regoppale en hulle voetstukke, die gordyn by die ingang na die binnehof, die toue en penne om die tent en die muur om die binnehof te anker, al die gereedskap wat nodig was vir die tent, die klere wat die priesters moes aantrek om in die tent hulle werk te doen, en die klere vir Aaron en sy seuns. Al hierdie dinge het die Israeliete presies net so gemaak, soos die Here vir Moses gesê het dit moes lyk. Moses het deeglik na alles gekyk en gesien dat alles presies net so was soos die Here dit wou hê. Hy het toe gebid dat die Here almal wat die tabernakel gebou het, voorspoedig sal maak.